Goeiedag, liewe kykers. Wees gegroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou. Wonderlik is dit nie, dat ons weer hier kan staan in hierdie nuwe jaar en net aan die Here die eer, die prys en die aanbidding gee. God is goed en ek glo dat God goed was vir u. Prys die naam van die Here, want sy goedheid is tot in alle ewigheid. Ek wil net vra voor ons in die woord van die Here gaan, voor ek met u deel rondom die skrif, dat ons net ons oë sal sluit en die Here dank. Prys die naam van die Here. Vader, ons dank u vandag, Here, vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ons dank u, Here, dat u ons weer 'n geleentheid gee, Here, om rondom u woord te kan gesels, my Vader, Here, en om u woord te kan deel, Here, om iemand op te kan tel, Here, wat vandag sit, Here Jesus Christus, in 'n toestand, my koning. Ek kom bid dan nou, Hemelse Vader, Here, seën u woord, Here, seën dit wat uitgaan, Here, maak die harte oop wat luister, my God, sodat u woord, Here, aangeneem kan word tot verlossing, Here, van die siel, my God, in Jesus naam, met alle danksegging, my koning. Amen. Liewe dierbares, ek wil net saam met julle praat, kykers, uit Efesiërs 6, vanaf versie 5, sal ek met julle deel. Ons kan gewoon net so gaan in die woord van die Here, en dan kan u dit saam met my lees. Die Bybel sê daar, slawe wees gehoorsaam aan julle eienaars, hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Die Bybel sê, hy sê daar verder in versie 8, julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. So, liewe kykers, hierdie boodskap vandag, hierdie bemoediging wat ek vandag vir u het, wil ek graag met u praat oor hoe belangrik dit is dat ek in u hart moet werk. Hoe dat belangrik dit is dat ons hierdie jaar beter moet doen, hoe belangrik dit is dat ons hierdie jaar harder moet stry. Die Bybel sê vir ons, hy leer vir ons, wees jy stil en ek sal die stryd vir jou stry, sê die woord van die Here. En hier hoor ons hoe dat ons vir ons baase moet werk, hoe dat ons moet hard werk, maar ons moet ons werk doen asof ons dit vir God doen en nie vir mense nie. En hier verduidelik die skrif vir ons dat ons moet ook nie werk om deur mense gesien te word of in die guns van ons baas of manager of die persoon vir wie hy werk. Ons moet net nie doen om in die guns van daardie persoon te kom nie, of die guns van daardie persoon te kry nie, maar ons moet dit doen tot eerbied van die Here en asof ons vir die Here ons God werk. Ek wil vandag vir u wat vandag dalk by die huis het en wonder, waar gaan u hierdie jare werk kry? U het nou al so van laas jaar af begin werk soek en dinge het nie vir u uitgewerk nie. En hier sit u nou in Januarie maand en in baie male sê mense dat Januarie 'n maand is maar 'n harde maand. En ek hoor maar hoe mense onder mekaar praat en met mekaar saamstem dat dis nie 'n maklike maand nie, maar dis nie so nie. As ons in Christus is, dan is ons vrugbaar teen alle tye. Want die geloof in die Here Jesus Christus, deur ons geloof is alles moontlik. Die Bybel verklaar vir ons hier in die woord van die Here dat die slawe moet nie dinge doen om gesien te word nie. En die woordjie slaaf hier, wil ek sê, sal ek vat as 'n woordjie dat want in daardie tye het slawe maar baie dinge gedoen, baie hard gewerk. Hulle het so te sê nie rus gekry nie. Hulle moes aanhoudend werk vir hulle meesters en vir hulle baase en vir hulle eienaars. Amen. Maar vandag het ek en u 'n voordeel, vandag het ons 'n voorreg om werk te doen soos ons wil. Die Bybel leer vir ons dat 'n mens wat lui is, hy sê daar in die boeke van Spreuke, 'n lui mens kan nie eet nie. Die Bybel sê vir ons dat 'n lui mens kan nie eet, 'n lui mens, 'n man wat nie werk nie, kan nie eet nie. Hy mag nie eet nie. So, daar leer ons dat is nie goed om lui te wees nie. Ons kan nie lui wegsteek nie. Ons kan nie verwag om 'n beloning te kry of iets te verdien of kos vir ons voorgesit te word terwyl ons niks doen nie
Ons lê maar net by die huis of sit maar net rond, ons is lederig en ons verdien niks, maar ons verwag om iets daaruit te kry. Die Bybel sê, God se woord verklaar daar in Spreuke dat dis nie goed nie. Maar die Bybel sê 'n wyse mens werk vir sy inkomste, hy werk vir sy loon. En hier beskryf die woord van die Here dat die slawe wat werk, moet nie werk om die guns van hulle baase te kry nie. Maar die Bybel, die skrif wat my baie raak hier in die skrif is versie 7 wat sê, al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Hier sê hy, ons moet die werk wat ons doen, moet ons doen met lus. Ek wil vir iemand vandag sê, kom, laat ons hierdie jaar 'n lus het om die wil van die Here te doen. Laat ons hierdie jaar 'n groter en meer 'n groter impak maak op mense se lewens, in ons gemeenskappe, in verhoudings, in huwelike. Laat ons 'n groter impak maak, dat ons beter verhoudings bou, laat ons beter maniere het, laat ons beter die woord van God meer kragtiger uitdra. Amen. Want dis nie ons woord nie, dis God se woord, en God sal ons die krag gee, God sal ons die vermoëns gee om meer te doen in sy koninkryk. Want die Bybel sê vir ons, soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal bygevoeg word. Kom, laat ek en u nie net in ons binnekamer bid nie, maar laat ons meer doen vir die Here Jesus Christus. Laat ons uitgaan in die lewe en laat ons uitreik na mense wat 'n honger en 'n dors het na die woord van God. Ek wil vir u wat vandag nog nie 'n ontmoeting met Christus gehad het nie, wat nog nie die Here ken en wat na hierdie boodskap vandag luister. Ek wil vir u sê, baie maal begin dit in actual fact, begin dinge eers by ek en u. Van ons grootste vyand is onsself. Dis die plek waar ons stryd te stry is in ons mindset, in ons gedagtes, van ons wonder oor baie dinge. Maar as ons toelaat dat die Here in ons lewens instap, dat die Here ons die vermoëns gee en om die krag gee om die wil van die Vader te doen en om te werk vir ons mense en vir ons baas, ons managers, asof ons vir God self werk, dan sal ons die vrugte van God se guns sal ons ondervind. Die Bybel sê hierso, doen dit met lus. Baie maal het ek en u nie lus om dinge te doen nie. Baie maal het ons nie lus om te werk vir 'n persoon nie. Baie maal voel ons nie eens lus om werk te gaan soek nie. Maar hier verklaar die woord van die Here, ons moet dit doen met lus. En lus is iets wat elkeen nie het. Dit is elke dag wat ons opstaan met 'n lus om te gaan werk nie. As elke dag wat ons opstaan of by ons werk is, ons gaan werk, maar ons is nie lus om te werk nie, maar omdat jy moet dit doen, van jy moet voorsien vir jou gesin. Maar hier verklaar die woord van die Here met ons moet dit doen asof ons lus is. Van elke liewe dag is die Here lus om vir jou uit te sorg. Die Here is lus, hy wil graag, dit is sy begeerte, dit is sy hart om die mens te help, waarin ook al die mens sit, waarmee die mens struikel. Dit is in God se hart om ons daar uit te haal. God wil ons uithaal uit armoede, God wil ons uithaal uit ons donkerte, uit ons situasies, maar dis baie belangrik dat ek en u gehoorsaam moet wees aan die woord van die Here. Dis baie belangrik dat ons God se woord onderdanig moet wees, dat ons moet luister wat hy sê hier. Hy sê, moenie werk. En u weet, ek het gewerk met 'n paar vriende en so werkskollegas, en daar was van hulle wat baie keer, dan sien jy maar, jy doen die werk, die ander man staan daar en gesels met die supervisor of hy gesels met die manager daar, meeste van die tyd gesels en jy moet vir 8 of 9 ure of 12 ure moet jy aanhoudend werk, en dit wat jou mede-kollega doen, hy staan net rond en gesels en jy sit die werk in, en baie maal voel ons, want hy soek die guns van mens, van die baas, en baie maal dan is dit dat die managers sien wat die persoon doen, en hulle praat die man, op die einde van die dag sal jy die loon sien van jou baas, sal sien dat jy 'n harde werkende persoon is, want jy werk nie net omdat hy daar staan nie, maar jy werk omdat jy liefde het vir jou werk. Jy werk omdat jy kom vir jou gesin, jy werk omdat jy kom sodat jy iets beters in die lewe kan bereik. Maar dan kry ons die wat 'n lyf wegsteek, soos ons sê by die werk, en hulle verwag dieselfde loon wat jy kry, maar hier verklaar die woord van God vir ons. Hy sê of ons dan nou 'n slaaf is en of ons dan nou vry is. Hy sê ons sal ons loon kry. So in ander woorde, of jy nou hard werk en of jy nou min werk, sal jy jou loon kry. Die belangrikheid van alles is dat ek en u God moet ken
in ons werksomstandighede, in ons werksposisies, of ons nou maar net met die besem vee, of ons met die graaf werk, of ons maar net mechanic werk doen, of jy maar net 'n welder is, of wat ook al jy is, 'n manager of 'n salesman. Elke persoon by 'n werk het 'n baas of 'n manager bo hom, het iemand aan wie hy moet verslag gee, maar ek en u moet die woord van die Here vandag vat, wat sê ons moet werk asof ons vir die Here werk. Ons moet nie werk om die guns van ons baas te kry nie. Baie maal voel ons sleg as ons sien hoe ander lui wegsteek, as ons sien hoe ander mense nie baie doen nie, maar jy doen baie by jou werk, en soms voel dit jou baas of jou manager sien dit nie raak nie, maar ek wil vir u vandag sê, daar is die wat in hoër posisies is, wat dit raak sien. Die belangrikste vandag is, dat God sien dit wat jy insit, en God sal jou beloon. Die Bybel sê dat God sal ons beloon as ons werk doen, asof ons dit vir hom doen. Dit is die belangrikste van alles. Jy sal die vrugte sien van jou arbeid. Miskien het jy dit die laas jaar gesien nie. Ek wil vir u sê, die getal 26 praat van divine connection. Dit praat ook van om meer te doen. Amen. En daarom wil ek u bemoedig vandag, dat ek en u sal probeer om nie net te werk nie, maar dat ons harder sal werk, dat ons meer sal insit. So die Bybel sê, as ons meen met God, dan sal God meen met ek en u. Kom ons sit in vir die Here, kom ons werk hard, en ons vertrou God, dat hy 'n mooi werk sal doen. God het al reeds iets voorgesit vir jou hierdie jaar. God het al reeds groot planne met jou hierdie jaar. Al wat ek en u moet doen, is doen wat die woord van God van ons verlang om te doen. En dan sal God voorsiening maak in elke situasie, in elke probleem sal God voorsiening maak. Eerbares. Ek wil vandag vir u, ek hoop dat hierdie boodskap vir u vandag kan optel. Ek hoop dat hierdie paar woorde en hierdie skrifgedeelte vir u kan uitdaal uit daardie toestand waarin u sit. Miskien het u opgegee, miskien het u hoop opgegee, miskien het u gesê, die jaar gaan ek nie weer vir daai mense gaan werk nie. Ek gaan nie weer vir daai baas gaan werk nie. Ek is klaar met daai werk. Ek gaan nie weer werk vir hierdie min salaris wat ek kry nie. Baie maal redeneer ons so, maar dalk het God 'n plan hierdie jaar om veranderinge te bring. Dalk het God 'n plan hierdie jaar om vir jou dit wat jy verwag te gee, of meer as dit wat jy verwag van God. Sê, die arbeider is sy loon werd. Dis wat God se woord vir ek en u sê. Kom ek en u leer uit ons foute wat ons laas jaar gemaak het, deur na ons omstandighede te kyk, deur te kyk dat ons nie nodig het om baie te doen nie en baie hard te werk nie, maar kom ons kyk verby laas jaar, ons vergeet wat laas jaar gebeur het, maar laat ons gefokus wees op wat die Here vir ons instoor het. Laat ons 'n verhouding met God opbou, en die verhouding met God begin dat jy tot die Here te bid en God te vertrou. Begin te met God te praat en te gesels soos 'n normale mens. Maak nie saak waar jy is nie, maar maak tyd. Al is dit 5 minute of 10 minute wat jy gesprek met God voer. Al dien jy nie Christus, al het jy nog nie Christus aangeneem nie, maar begin eers van die Here het al reeds vir jou op sy gedagtes. Die Bybel sê, terwyl Jesus Christus op die kruis gehang het, was daar een wat gesê het, Here, dink aan my wanneer u in die paradys kom, en Jesus Christus het vir hom gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Wie van ek en u het gedink dat daardie man se loon sal wees, maar omdat hy bely het, omdat hy Jesus Christus aanvaar het, omdat hy gesien het en aanvaar het dat Jesus die Christus is, en hy het uiting gegee deur te sê, dink aan my Here, maar toe eindig hy saam met die Here in die paradys op. Vandag weet ek nie wat jou situasie is nie, en jy voel dan, die Here kan jou nie uithelp nie. Ek wil jou waarborg vandag, die Here kan jou help, maar moenie lui wees nie. Wees 'n werker, wees 'n dader, wees 'n doener van God se woord, en jy sal die hand van die Here sien. Jy sal die guns van die Here ervaar. Jy sal die voorspoed van God ondervind in jou lewe. Aanvaar Christus as jou saligmaker, as jou verlosser, as jou redder, en u sal sien die mooi dinge wat u hierdie jaar sal ondervind, deur die genade, deur die krag, deur die liefde, deur die geloof in ons Here Jesus Christus van Nasaret. Hy is die lewende seun van God, en hy kan wonders doen vandag. Hierdie Paulus wat hier praat saam met die Filippense, en sê dat hulle moet hulle slawe dien, asof hulle God
dien, hulle moet hulle werk doen asof hulle God dien. Hulle moet nie guns soek by mense nie. Baie maal soek ons guns by mense en dan laat dit ons in die steek, dan stel dit ons te leer, van wanneer ons guns soek by baase, dan kos dit vir ons om die ander een in die voet te skiet, dan kos dit vir ons soms om sekere dinge te doen wat ons nie wil doen nie, dan moet jy iets doen wat jy nie graag wil doen nie, van wanneer 'n mens jou eie guns wil hê by mense deur die vlees, dan sal ons teleurgestel word, maar wanneer ons guns soek in die gees by God, dan sal God altyd vir ons beloon. Ek hoop en ek glo dat die Here vandag u verstand oopmaak, u hart oopmaak, en dat u sal verstaan vandag wat ek vir u wil sê, dat dit is belangrik om goed te doen aan ander, en God sal jou seën. Mag die Here u ryklik seën vandag. Ek glo en vertrou, God het groot planne hierdie jaar met u lewe. Ek glo dat God ook hierdie week voorsiening sal maak in dit wat u nodig het. Die werk wat u op soek na is, doen meer, sit meer in. Daar is CV's wat u uitgemaak het, gooi dit by meer plekke in. Gaan uit elke dag en gooi in, en God sal voorsien. U wat in die werk staan al die jare nou al, en u is op dieselfde posisie, moenie moed opgee nie, moenie moed verloor nie. God is besig om jou op te lig. God het 'n beter plek, 'n beter posisie vir jou in stoor. Glo in God en vertrou die Here in alles wat jy doen. Die Bybel sê ons moet ons vertroue in die Here plaas, en hy sal vir ons seën. Staan in God se woord en vertrou God in alles wat u doen. Die Here sal u wonderbaarlik seën. Jong man, jy wat vandag vir die eerste keer begin te werk soek, jy wat uitgaan vir werk, ek bid die Here dat God voorsiening sal maak in jou lewe, en dat God jou sal seën. Moet jy moed opgee nie, moenie moeg word nie. Mama, papa, u wat vandag voel, u het nou al genoeg ingesit vir die Here. Mag God dit wat u alles ingesit het vir die afgelope jare, mag God u seën, mag God voorsiening maak, en mag u die loon kry wat u toekom. God sal u voorsien in Jesus naam. Mag die Here seën. Vader, ons dank u vandag vir u liefde en u genade. Ons dank u, Here, vir u getrouheid. Ons dank u vir u wonderbare weë. Ons dank u, Here, dat ons kon praat, Hemelse Vader, rondom u woord, my God. Ek bid dan nou, Here, dat u elke hart sal seën, en dat hierdie boodskap, Hemelse Vader, Here, u woord, my God, Here, sal penetreer en manifesteer in die hart en die siel van elke mens wat na hierdie boodskap luister, my God. Ek bid, Hemelse Vader, Here, net u goedheid, net u guns, Here, op elkeen se lewe, en ek pleit u kosbare bloed, Here, om hulle te bewaar, te beskerm, my God, in Jesus naam. Amen en amen.